Goeiedag liewe vriende, ek groet u in die wonderbare naam van ons koning Jesus Christus. En vandag wil ek met u 'n gedagte deel, moenie slegte gedagtes koester nie. Ons lees in Matteus 5 vers 23 en 24, as jy dan jou gawe na die altaar bring, en dit jou daar byval, dat jou broeder iets teen jou het, laat jou gawe daar voor die altaar bly, en gaan versoen jou eers met jou broeder. En kom dan en bring jou gawe. Dis die Heilige Gees wat ons oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. En dis die Heilige Gees wat vir ons sê, ons kan nie met God praat, ons kan nie met God versoen word as daar gedagtes in ons hart is wat tot oneer van sy naam is nie. Ek het gelees dat 1 uit elke 35 sterftes 'n moord is. En die meeste van hierdie moorde misdade van passie is, wat veroorsaak word deur woede onder vriende en familielede. In hierdie geleesde gedeelte sê Jesus nie dat woede tot moord lei nie. Hy meen dat woede 'n keuse is en dat hierdie woede moord is. Daar is 'n heilige woede teen sonde. Efesiërs 4 vers 26 en 27 sê, word toornig en moenie sondig nie, laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie. En dan hierdie woorde, en gee aan die duiwel geen plek nie. In Matteus 5 het Jesus gepraat van 'n onheilige woede teen mense. Die woord wat Jesus in Matteus 5:22 gebruik, beteken 'n gevestigde woede, 'n boosheid wat innerlik gekoester word. Maar ek sê vir julle, dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, 'n gevestigde woede, 'n boosheid wat innerlik gekoester word. Jesus het 'n sondige ervaring beskryf, wat verskeie fases in ons lewens behels. Eers was daar 'n oorsaakloose woede. Hierdie woede het toe in woorde ontplof. Hulle sê raka. Daardie woord beteken empty-headed man. Met ander woorde, jy is clueless, jy weet nie waarvan jy praat nie. Hierdie woorde het olie op die vuur gegooi sodat die persoon sou gesê het, jou dwaas. Die Griekse woord vir dwaas is die woord moros, waarvan ons die Engelse woord moroon afkomstig is. Woede is so 'n dwaase ding. Dit maak ons vernietigers in plaas van bouers. Dit beroof ons van vryheid en maak ons gevangenes. Om iemand te haat is om moord in ons harte te pleeg, soos 1 Johannes 3 vers 15 beskryf. Elkeen wat sy broeder haat, is 'n moordenaar, en julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe as iets blywends in hom het nie. Dit beteken nie dat ons moet voortgaan en iemand wat ons haat moet vermoor aangesien ons reeds innerlik gesondig het nie. Dit is vanselfsprekend dat sondige gevoelens nie verskoning vir sondige dade is nie. Sondige woede beroof ons van gemeenskap met God, sowel as met ons broers. Maar dit plaas ons nie in die tronk as moordenaars nie. Aan die ander kant, meer as een persoon het egter 'n moordenaar geword, omdat hy versuim het om sondige woede te beheer. Sondige woede moet eerlik in die oë gestaar word en as sonde voor God bely word. Ons moet na ons broeder gaan en die saak skik. En ons moet dit vinnig doen. Hoe langer ons wag, hoe erger word ons gebondenheid aan hierdie woede. Ons plaas onsself in 'n vreeslike gevangenis waar ons weier om versoen te word. Daar is tereg gesê dat die persoon wat weier om sy broeder te vergewe, die enigste brug vernietig waaroor hy self moet loop. Kom ons bid. Here, vergewe my vir die gedagtes in my hart as ek iets teen iemand het,
Here, help my om na my broeder te gaan en om te vergewe en om vry te spreek. Here, soos U ons ook vrygespreek het. Ek dank U vir U genade in my lewe. Ek dank U dat U vir my aan die kruis gesterf het en reeds vir my sondes betaal het. En dat ons kan bid soos die Onse Vader vir ons sê, Vader, vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Amen. Ek groet U tot volgende keer. Totsiens.